Goeiedag, ek is Gerard van die kerk saam met jou op reis deur die Bybel met die Bybel in 1 jaar span. Vandag het ons die voorreg om Johannes 16 te lees. Hier sien ons dat Jesus sy disippels voorberei vir sy weggaan en sy kruisiging, sy sterwing en hulle toe nie geweet nie, maar ook sy opstanding, die vreugde en dan die vervolging wat kom. En hy beloof aan hulle die Heilige Gees wat hulle sal lei, troos, leer en die wêreld oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. En ons sien dat Jesus se weggaan nie bedoel is om 'n verlies te wees nie, maar 'n voordeel vir ons wat glo. Deur die Heilige Gees wat ons Jesus se teenwoordigheid, krag en waarheid laat ervaar. Al kom daar hartseer, sal dit omskep word in blydskap. En Jesus verseker hulle dat gebed in sy naam krag het en dat hy die wêreld oorwin het, sodat hulle in hom vrede kan hê. Jesus se oorwinning is hulle oorwinning. Kom ons dink net 'n paar gedagtes rondom hierdie gedeelte en asseblief daar is baie meer wat ons kan uithaal. Maar in verse 1 tot 4 sien ons dat Jesus pertinent noem dat gelowiges teenstand en vervolging gaan ervaar en die geskiedenis het dit bewys dat dit wel so was. En Jesus waarsku hulle sodat hulle in die geloof sal bly en nie verloor sal wegraak uit die geloof uit nie. En ek sien hier in iets dat moeilike omstandighede beteken nie dat God afwesig is nie. Dit is juis deel van disippelskap, waar ons onsself neerlê en sien dat my lewe is Christus, om te lewe is Christus en om te sterwe is 'n wins. Ons sien ook dat Jesus se weggaan 'n groter seën vir ons bring, naamlik die Heilige Gees in vers 7. Jesus sê dis voordelig dat hy weggaan, want Jesus was op een plek, die Heilige Gees kan in ons almal oral gelyk wees. En God se planne is groter as wat ek en jy verstaan. En ons moet soms net vertrou dat hy beter weet en toelaat dat hy die verandering bring wat nodig is. Dan sien ons in verse 8 tot 11 dat die Heilige Gees oortuig die wêreld van sonde, omdat hulle nie in Jesus glo nie. Van geregtigheid, omdat Jesus God se geregtigheid verteenwoordig en na die Vader toe gaan. Maar ook van oordeel, omdat die owerste van die wêreld veroordeel is. En die oortuiging van ons harte kom van die Heilige Gees se werk, nie ons eie nie. En daarom moet ons so dankbaar wees dat ons in Jesus kan wees en ook Jesus bring na mense wat verlore is. In vers 13 sien ons dat die Heilige Gees ons in alle waarheid lei. Hy kom praat nie uit homself nie. Hy kom maak Jesus se woorde en hart duidelik aan ons en maak God se leiding vir ons beskikbaar en betroubaar gee hy dit vir ons deur. Ons sien dan ook, ek skiep nou 'n paar versgedeeltes, vers 20 tot 22, dat ons hartseer sal omskep word in blydskap. Hier het Jesus verwys na sy eie kruisdood en dan die opstanding uit die dood, want dit is kort geboortepyne en dan is daar die skielike vreugde van die baba wat gebore word. So sal ons trane ook plek maak vir oorwinning. Hierdie lewe is kort, mense. Die ewigheid is ewig. God kan moeilike seisoene in getuienis tot sy eer omskep as ons hom toelaat en ons getrou in hom bly. In verse 23 tot 24 leer Jesus dan ook vir ons dat gebed in sy naam krag het. Hy sê, bid en julle sal ontvang sodat julle blydskap volkome kan wees. Jesus gee vir ons vrye toegang tot die Vader. Ek gaan nie na God die Vader op grond van myself nie, want ek kan nie in sy teenwoordigheid staan nie, maar op grond van my geregtigheid, Jesus Christus. En in Jesus het ek vrye toegang tot God die Vader. Ons sien ook in vers 23 dat Jesus sê, sy oorwinning bring vir my en jou vrede. Want in hierdie wêreld gaan ons verdrukking hê, maar ons kan goeie moed hou, want Jesus het die wêreld oorwin. En ons vrede kom dus nie uit ons omstandighede nie, maar ons vrede kom vanuit Christus, ons posisie in Christus, omrede hy reeds die oorwinning behaal het. Paar gedagtes om oor te bid vandag en ons lewens te deursoek en ondersoek, onsself te ondersoek. 1. Kom ons wees nie verbaas oor teenstand wat ons kry wanneer ons geestelik groei nie. Geloof maak my en jou nie immuun teen die swaar kry in hierdie wêreld nie,
maar kom ons laat toe dat die moeilike seisoene ons anker in Jesus en nie wegsleep van Jesus af nie. Tweedens, kom ons erken en vertrou dat God beter planne het as wat ek en jy kan dink, droom of sien. Wat vir my en jou soos 'n verlies lyk, Jesus se vertrek in hierdie geval vir die disippels, was 'n enorme wins. Kom ons bid saam, Here, help my om u plan te vertrou, selfs wanneer ek dit nie verstaan nie. Leef ek en jy afhanklik van die Heilige Gees? Kom ons bid saam. Romeine 8 vers 14 sê, die Gees van God lei God se kinders. Hy oortuig ons, lei ons, herinner ons, versterk ons, leer ons. Kom ons bid saam, Heilige Gees, lei my vandag, elke dag, tot u eer. Laat ek en jy nog die Heilige Gees toe om ons van sonde en waarheid te oortuig, of staan ons om teë? Onthou, die Heilige Gees wys my en jou nie ons sonde uit om ons te veroordeel nie, maar om ons te herstel. Handelinge 2 vers 37, die Heilige Gees maak ons harte oop om God se woord te hoor en toe te laat dat God se woord ons harte verander en ons lewens verander. Kom ons wees oop vir sy stem. Wandel ek en jy in waarheid of wandel ons soos wat ons sien? Die Heilige Gees lei ons in alle waarheid, nie in vrees, onsekerheid of gevoel nie. Wanneer ek en jy onseker is, kom ons vra, Heilige Gees, wat is God se waarheid in hierdie situasie? In plaas van, hoe voel ek oor 'n situasie? Dan kom ons bring alles wat ons beleef in gebed na Jesus Christus en na God die Vader in Jesus se naam. Jesus sê, wat julle in my naam vra sal ek doen, Johannes 14 vers 13 tot 14. Kom ons fokus op 'n aktiewe gebedslewe, aktiewe gesprek, deurlopend 'n persoonlike verhouding met die Here, deur sy Heilige Gees wat ons lei. En dan wil ek afsluit. Kom ons eer die Here vir die oorwinning in Jesus Christus. Filippense 4 vers 7 herinner ons dat God se vrede ons harte bewaar. Ek en jy stry nie vir oorwinning nie, maar ons stry vanuit oorwinning. Die oorwinning wat Jesus Christus reeds behaal het. Jesus het reeds gewen. Romeine 8 vers 37. Ons is meer as oorwinnaars. Julle ken die teksgedeelte. Groete en seënwense vir julle dag.